Toe ek 'n jong meisie was, het iemand een aand by ons gekuier en die persoon het vir my vertel van die hel, van alle dinge. En ek weet dat die Here dit ook so bewerk het, want alhoewel ek van dat ek 'n kind is, saam met my ouers kerk toe gegaan het en sonndagskool toe gegaan het en baie dinge geleer het wat goed was, het ek tog daardie nag kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek was so besorg. Sê nou maar net ek beland in die hel as ek eendag sterf. En ek het my gordyn net so opgelig en uitgekyk en die maan en die sterre gesien en ek het net gesê, Here, wie is U? Ek wil asseblief, ek wil U ken wie U ook al is. Ek wil nie hel toe gaan nie, asseblief. En die Here het in sy genade het hy nie net daardie aand nie, maar die verloop van tyd het ek geleer van wie Christus werklik is en wat hy kom doen het. En hy is 'n barmhartige God en hy is ons liefdevolle verlosser wat aan die kruis kom sterf het vir ons. Maar ek moes ook besef het dat hy is 'n heilige God en dat die Bybel sê vir ons in Romeine 3 vers 23 dat elke mens is gebore as 'n sondaar. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. En ook in Romeine dat na die sondeval van Adam en Eva wat ongehoorsaam aan God was, wat die Satan geluister het na die Satan se raad, van toe af is elke mens gebore in sonde en dat die loon van die sonde is die dood. Van toe af sou mense net sterf. Ons lees ook dan in die Bybel in Hebreërs 9 vers 27, 'n mens is bestem om te sterf en daarna kom die oordeel. So almal van ons gaan verseker sterf, maar niemand weet wanneer nie. En ons partykeer 'n jong meisie mag dalk dink, ag, maar dis net ou tannies wat sal sterf. En ek sal nog baie tyd hê om daaraan aandag te gee. Ek wil nou eers my lewe geniet en dinge doen. En eintlik kan ek vir jou sê, as jy 'n jong meisie is, dat moenie dink dat die dinge in die wêreld vir jou lekker gaan wees en vir jou die grootste blydskap bring nie. Want om Christus te ken, dit is die lewe. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Maar ons moet weet dat wat die hel is. Want ons hoor baie van die liefde en die bemoediging en die barmhartigheid wat daar is in Christus Jesus en van die Heilige Gees wat ons bemoedig, maar ons moet ook weet dat God 'n heilige God is en ons kan nie speel met die realiteit van die hel nie. Want in Openbaring 20 vers 10 lees ons dat die duiwel wat hulle verlei het, dis die mense, is in die poel van vuur en swaal gegooi. Daar waar die dier en die valse profeet is, hulle sal dag en nag gepynig word tot in ewigheid. En in Openbaring 20 vers 15 lees ons, as daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi, en dit is mense. En dan in Markus 9 vers 43, en dit het my bang gemaak as 'n meisie, jong meisie, die hel en die onblusbare vuur, daar gaan die wurm nie dood nie, en word die vuur nie geblus nie. En jy kan niks doen vanuit jouself om die komende oordeel van God te ontwyk nie. So, die Here Jesus het gepraat, hy is die een wat die meeste gewaarsku het oor die hel. Hy het baie in Matteus en Markus en Lukas, Handelinge, in Jakobus en dan natuurlik in Openbaring het hy gewaarsku daaroor. Nou in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 lees ons, julle is uit genade gered deur geloof
Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nou om te weet dat Jesus wat Jesus Christus kom doen het of te weet van God, weet van Christus, dit gaan jou nie help nie. Jy kan sê jy glo in Christus, maar as ons mooi daaraan dink, die Bybel sê vir ons dat die Satan en sy demone glo ook dat God bestaan, glo ook dat Christus daar is, maar so om net te glo daar is 'n God, dit gaan jou nie help nie. En om byvoorbeeld, jy kan dink ek kan bid en ek kan maar net 'n gebedjie sê in die aand en so 'n stukkie Bybel lees, sommer hier en dan weer daar. En selfs om jou te laat doop, of jy gedoop is as 'n kindjie en of jy nou die gelowige doop, dink jy is gedoop as 'n gelowige, maar jy dalk nie werklik was nie. Dalk is jy in 'n kerk gedoop waar die doop nie reg verkondig was nie en aan jou geleer is nie. Maar die doel is nie om hieroor te praat nie, want hierdie boodskapie is vir enige Christen of vir enige vrou wat in enige gemeente is. Mense wat dalk vroue wat dalk soekend is ook na waarheid. En jy kan dalk dink, maar ja, ek gaan kerk toe. En of jy kan dink ek lewe 'n voorbeeldige lewe en ek doen nie baie mense kwaad nie en ek is daarom nou nie so erg soos 'n prostituut of soos baie ander slegter mense nie. Nie een van daai dinge kan vir jou in die hemel bring of vir my nie. In Matteus 7 vers 21 tot 22 lees ons: nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En dan 28, baie sal daardie dag vir my sê, Here, ek het dan soveel goeie goed gedoen. En dan sal die Here vir jou sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. So ons almal oortree die wet. Ons kan nie daai gebooie hou van om God ten volle lief te hê en al die dinge van jy mag nie jok nie, jy mag nie steel nie. Ons almal van ons is skuldig dat ons hierdie dinge al gedoen het in ons lewens. Maar die goeie nuus is dat jy kan die komende oordeel ontvlug. Die Here Jesus het jou sondes op hom geneem, daarvoor gelei en gesterf aan die kruis. God het jou lief en wil graag jou sondes vergewe en jou vrymaak van die mag van jou sondes. Vergewe en jou vrymaak van die mag wat dit oor jou het. Hy wil jou nuut maak en jou 'n ewige vrede gee. Jy kan nou sekerheid kry by God dat jy hemel toe sal gaan. In 1 Johannes 5 vers 13 lees ons, julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Maar hoe? Jy moet erken dat jy 'n verlore sondaar is, wat God se regverdige oordeel verdien. Indien jy dit nie kan besef nie, bid dan desperaat en vra God om jou bewus te maak van wat jou werklike geestelike toestand is. Ons lees in 1 Johannes 1 van vers 8 tot 10, as ons beweer dat ons nie sondes het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. So
bely jou sondes, berouvol en in werklikheid in 'n ten volle bewustheid van wie jy werklik is voor 'n heilige God. Bely jou sondes teenoor God en vra hom om jou te vergewe en te verlos op grond van die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Jy moet egter ten volle bereid wees om te breek met al jou sondes waarvan jy bewus is. Bekering beteken om te draai en gevolglik sal jy van hierdie oomblik af ten volle vir Jesus Christus moet lewe, ongeag die verwerping en selfs vervolging wat jy sal ervaar van sommige ander mense. Jy moenie meer in beheer van jou lewe wees nie. Ons Here Jesus Christus moet beheer van jou lewe neem. Hy moet jou ten volle besit en hy wil jou sondes vergewe. Soos in Jesaja 1 vers 18 lees ons, al was jou sonde rooi soos skarlaken, dit kan wit word soos wol. Neem die Here Jesus aan as jou persoonlike saligmaker en gee jou lewe aan hom. In Romeine 10 vers 10 tot 11 lees ons, met die hart glo ons aan Christus as jou verlosser en word ons vrygespreek. Met die mond bely ons Christus en word ons gered. Jy kan nie van Christus bely as jy nie met jou hart glo nie. En jy moet glo dat hy jou gebed hoor en verhoor. As jy dit bedoel, as jy opreg bedoel en opreg wil gered wees, en dat hy nou jou sondes kan vergewe en jou sy kind maak. In Johannes 1 vers 12 lees ons, aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Dank hom daarvoor. Ek is so dankbaar, want ek kan nie myself red nie. Ek weet, ek is so baie keer teleurgestel in myself, maar ek weet, net soos Nikodemus, wat Jesus gesê het in die Nuwe Testament, dat niemand sal in die hemel kom, tensy daai persoon nie weer gebore is nie. Met ander woorde, jy is geestelik dood, totdat jy besef dat jy 'n sondaar is, en jy besef dat jy kan nie in die hemel kom, tensy jy glo dat ons Here Jesus Christus in jou plek gesterf het, en dat net deur hom, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die enigste deur wat jy in die hemel in kan kom. En as die Heilige Gees jou oortuig van sonde, dan sal jy regtig waar hierdie graag wil aan ons Here Jesus Christus behoort. So, hy sê dan in Johannes 1 vers 12, dat as jy werklik glo en aan almal, as jy hom aanneem, hy neem jou ook aan, as jy jou sondes bely, en dat hy dan aan almal wat hom aangeneem het, die reg gee om kinders van God te word. En dan kan jy baie dankbaar wees en hom dank daarvoor.